Goeiemôre, liewe kyker. Welkom by nog 'n boodskap van Rustenburg Gemeenskapskerk op hierdie wonderlike Sondagoggend. Vanoggend, soos ons nou in die advertensie en die uitnodiging gesien het, gaan ons so 'n bietjie praat oor Openbaring hoofstuk 10 en 11. En die tema van ons boodskap is die getuienis. Maar voor ons verder gaan, kom ons lees net so 'n bietjie uit Openbaring hoofstuk 11. As ons nou al twee hoofstukke gaan lees, dan gaan dit so 'n bietjie lank vat. So kom ons lees net uit Openbaring hoofstuk 11 vanaf die eerste vers. Toe is daar vir my 'n meetstok gegee wat soos 'n scepter lyk. En daar is vir my gesê: "Staan op, meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daaraan bid. Maar die voorhof wat buitekant die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is. En hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap." En ons gaan gesels oor wat beteken hierdie 42 maande. Ek sal aan my twee getuies opdrag gee en hulle sal met rouklere aan my boodskap 1260 dae, met ander woorde 1260 dae lank verkondig. Hulle is die twee olyfbome en ook die twee lampe wat voor die Here van die aarde staan. As iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar vuur uit hulle monde uit en verteer hulle vyande. En so moet elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad sal wil aandoen. Hulle het die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander, en om die aarde met allerhande blaa te tref, so dikwels as hulle dit nodig vind. Wanneer hulle egter hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier wat uit die onderaardse diepte uitkom teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle doodmaak. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê, waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldige Sodom in Egipte genoem. Mense van al die volke, stamme, tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dae lank daar sien lê, en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. Die bewoners van die aarde sal bly wees. Dis 'n belangrike gedeelte hier. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en hulle daaroor verheug. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hierdie twee profete was immers vir die bewoners van die aarde tot 'n tuistering. Na die 3,5 dae het daar egter asem en lewe van God af in hulle gekom, en hulle het opgestaan. Groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Hulle hoor toe 'n harde stem uit die hemel vir hulle sê: "Kom op hierheen." En toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar. Hulle vyande het dit gesien. Op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing en 1/10 van die stad het in mekaar gestort. 7000 mense het in die aardbewing omgekom. En die ander het bevrees geraak en aan die God van die hemel die eer gegee. Die tweede wee is verby. Kyk, die derde kom gou. En ons lees net tot daar by vers 14. So dit was nou Openbaring hoofstuk 1 of Openbaring hoofstuk 11 vanaf vers 1 tot 14. Maar voor ons na hierdie twee hoofstukke, Openbaring hoofstuk 10 en 11, gaan kyk en wat dit beteken, kom ons tree net so 'n bietjie terug en sê vir mekaar, wat het ons tot op hierdie stadium geleer oor Openbaring met die vorige 9 hoofstukke wat ons na gekyk het. Ons het onder andere geleer dat Openbaring is nie 'n kronologiese boek nie. Dit word nie geskets dat soos 'n verhaal wat begin en dan opbou op mekaar en dan eindig nie. Dit is nie kronologies nie. Dit is simbolies van aard. Dit is 'n gesig wat Johannes sien, en dan die simboliek in die gesig sê vir ons wat dit is wat Johannes deur die Here, deur die Heilige Gees vir ons wil sê. Dit is simbolies van aard. Elke gebeurtenis in Openbaring het 'n dieper betekenis. En dan sal ons ook sien dat daar fasette is van Openbaring. Daar's 7 briewe, daar's 7 gemeentes, en elkeen van hierdie fasette wil vir ons 'n ander aspek verduidelik van die einde van die tyd, of die laaste dae, hierdie tydperk wat ons onsself nou in bevind, vanaf die hemelvaart van ons Here Jesus Christus tot sy terugkoms. Dit is wat ons nou verwys as die laaste dae. En daar elke aspek van Openbaring sê vir ons iets anders oor
hierdie tydperk. Die briewe aan die 7 gemeentes sê vir ons hoe die gemeente in hierdie tydperk, hoe die kerk van Christus, die liggaam van Christus moet optree. Die 7 seels wat oopgebreek word, gee vir ons 'n opsomming van hierdie tydperk. Wat kan ons verwag? Hoe gaan dit lyk? Hoe gaan die wêreld reageer teenoor die liggaam van Christus? Hoe moet die liggaam van Christus ook dan reageer? En dan die 7 bakke wat uitgegiet word op die aarde is natuurlik die Here se oordeel. En dit is ook 'n aspek van hierdie laaste dae. Die Here se oordeel oor ongelowiges. Maar wat leer ons in Openbaring hoofstuk 10 en 11? As jy wil, kan jy net gou hierdie video net so 'n bietjie pause as jy kan sien en Openbaring hoofstuk 10 net sorgvuldig deurlees en dan ook as jy wil Openbaring hoofstuk 11, want ons het aan die begin van die video nie Openbaring hoofstuk 10 gelees nie. So pause gou die video en dan lees jy gou Openbaring hoofstuk 10 deur, net sodat ons ook 'n idee kan kry van wat daar aangaan. Nou goed, ons het in Openbaring hoofstuk 10 gelees dat daar 'n engel op see en land staan met 'n boekie in sy hand en hy sê dan die tyd is naby, die tyd het gekom, daar is nie meer tyd oor nie. En dit is natuurlik die boodskap wat gaan na die hele wêreld. Die tyd is naby. Die tyd is naby. En dan sien ons dat 7 weerligstrale antwoord op hierdie engel. En net as Johannes dit wil neerskryf, dan sê die engel vir hom, moenie neerskryf wat die 7 weerligstrale gesê het nie. En dit is baie interessant. Ons weet, dit is natuurlik iets baie belangriks wat hierdie 7 weerligstrale geantwoord het. En die 7 weerligstrale, weet ons, kom uit die troonkamer, die allerheiligste van God af. Dit kan geïnterpreteer word as die stem van God self, wat deur hierdie 7 weerligstrale praat en antwoord en baie belangrike inligting weergee. En net as Johannes dit wil neerskryf, dan word daar vir hom gesê, stop. Wag so 'n bietjie. Moenie hierdie inligting neerskryf nie. Hoekom sal dit so wees, liewe kyker? Ons weet, daar is goed wat ons as mense nie weet nie. Daar is goed wat ons nie weet oor die einde van die tyd nie. Wanneer gaan dit kom? Wanneer is die dag van die Here se wederkoms? Wanneer gaan die einde nou uiteindelik wees? En dan is daar natuurlik goed oor God se karakter wat ons nie weet nie. Dit is net eenvoudig nie vir ons beskore nie. En dit moet ons besef, liewe kyker, van hierdie 7 weerligstrale, dat daar sekere goed is, sekere kennis, wat God van ons weerhou, en ons weet nie hoekom nie. Ons weet dit is dalk om ons te beskerm, of ons dalk om ons gefokus te hou op Jesus Christus, ons weet nie, maar ons kan die Here vertrou, dat die feit dat hy dit van ons weerhou, dat hy vir Johannes sê, moenie neerskryf wat hierdie 7 weerligstrale sê nie, dat dit nie is, omdat God net inligting weerhou. Kan mens sê, soos die Engels sal sê, net uit spite nie, maar omdat dit vir ons beswil is. En dit is vertroue in die Here nodig. Vertroue dat hierdie inligting wat ons nie het nie, die feit dat ons nie weet wanneer die einde van tye gaan kom, die feit dat ons nie weet wanneer ons Jesus Christus gaan terugkom nie, is vir ons beswil. Dit is nie om ons seer te maak nie, dit is nie om ons te na te kom nie, dit is nie hoekom die Here vir Johannes sê, moenie neerskryf wat die 7 weerligstrale sê nie. Dit is vir ons beswil, sodat ons fokus kan hou op wat regtig belangrik is, op Jesus Christus. En dan word Johannes natuurlik 'n boekie gegee, wat die engel vir hom gaan sê, in jou mond gaan dit soet wees, in jou maag gaan dit bitter wees, en dit is niks anders as Johannes se boek, die Openbaring, wat hy dan eet nie. Dit is simbolies van die Here wat sy woorde letterlik in Johannes se mond sit. Dit is die Here wat vir ons sê, hierdie boek van Openbaring is my woorde, wat ek vir Johannes gee, om vir julle die kerk te gee, sodat julle weet wat om te verwag, sodat julle weet wat om vooruit te kyk, en sodat julle weet wat om te doen. Wat is julle, wat die kerk is, se werk? En Johannes moet natuurlik gaan verder profeteer, soos die engel vir hom sê, want daar is nog baie goed
wat ons moet weet. En dit bring ons by Openbaring hoofstuk 11. Johannes word 'n meetstok gegee om die tempel se voorhof of om die tempel uit te meet. Maar dan sê die engel vir hom, moenie die voorhof van die tempel meet nie. Nou wat beteken dit, liewe kyker? Al wat dit beteken is die tempel is met verwysing na die heiligdom van die Here. En dit is die liggaam van Christus. Dit is die besitting van ons Here Jesus Christus hier op aarde. En in die ou tyd, in die eerste eeu na Christus, was die voorhof, was die plek waar die heidene ingenooi is, om deel te wees van hierdie wonderlike teenwoordigheid van die Here. Dit is 'n besitting van die tempel, van Jesus Christus, van die kerk en die liggaam van Christus, wat nou aan die heidene in die laaste dae oorgegee word. Om te vertrap vir 42 maande. En ons gaan nou daarby uitkom wat hierdie 42 maande beteken. Maar ons weet dan natuurlik, as ons rondkyk om ons, dat daar baie goed is, wat die besitting was van ons Here Jesus Christus, wat aan die heidene oorgegee is om vertrap te word. Ons dink byvoorbeeld aan die huwelik, wat deur die wêreld daar buite verontheilig is, wat oorgegee is aan die heidene om vertrap te word. Ons dink natuurlik aan die nukleusfamilie, wat aan die heidene oorgegee is om vertrap te word. Musiek, sosiale media, alles goed wat onder die besit van die kerk was. Universiteite is begin deur die kerk, deur die liggaam van Christus, en dit is nou in die laaste dae aan die heidene oorgegee om vertrap te word. Maar, sê ons Here Jesus Christus deur monde van Johannes, dit is nie die einde nie. Ons hoef nie hopeloos te wees nie. Ons hoef nie hoop te verloor nie, want hy stuur sy 2 getuies om te getuig oor sy glorie, om te getuig oor die evangelie. Wie is hierdie 2 getuies, liewe kyker? Wie is hierdie 2 mans wat die Here sê wat hy vir 100 of vir 1260 dae, wat 'n simboliese betekenis is, na die aarde toe stuur? Ons sien Johannes gebruik 4 maniere uit die Ou Testament om hulle te beskryf. Hy sê hulle is die kandelare, hulle is die olyfbome, hulle stop reën en hulle verander water in bloed. Nou, ons sien dat hierdie 2 olyfbome en hierdie 2 kandelare kom natuurlik uit die Ou Testament. Dit was een van die klein profete. In hoofstuk 4 van daai boek sien ons dat hierdie 2 olyfbome, hierdie 2 kandelare is met verwysing na Serubabel, die hoof van Juda op daai stadium en die hoëpriester Joshua. En dan natuurlik gaan Johannes bietjie verder en hy gebruik natuurlik hierdie reën wat gestop word, hierdie droogte en hierdie water wat in bloed verander word met verwysing na Moses en Elia. Nou al 4 hierdie persone, liewe kyker, is met verwysing en hulle is simbolies van die gesag van die Here. Dit is wat Johannes vir ons probeer sê. Die Here gaan sy gesag stuur om sy evangelie uit aan die wêreld te verkondig. En die wêreld gaan hierdie verkondiging nie kan stop nie, tot hierdie tydperk verby is nie. Nou daar is net een ding, liewe kyker, wat die gesag van die Here hierso op aarde in die laaste tyd verpersoonlik, en dit is die woord van die Here. Dit is die Bybel. Daar is niks anders, geen persoon of persone of raad of synode wat daai gesag verpersoonlik nie, net die woord van die Here. In die woord van die Here alleenlik vind ons die Here se gesag. In die woord van die Here alleenlik vind ons sy woord, en dit is lewend, uitgeasem deur die Heilige God self. En nou kom ons uiteindelik by hierdie 1260 dae wat Johannes nou verwys. En dit is dieselfde tydperk as 42 maande. En as jy dit gaan opdeel in jare, dan sal jy sien dat dit 3,5 jaar uitmaak. En dit is met verwysing na Daniël, as Daniël praat oor 'n tyd en 'n halwe tyd.
3,5 jaar is bloot net eenvoudig die helfte van 7 jaar. 7 jaar, weet ons, is die volmaakte getal, die volmaakte tydperk. Dit is ook simbolies van vir ewig. En as Johannes praat van 3,5 jaar in plaas van 7 jaar, dan sê hy net vir ons, of vir die leser van Openbaring, dat hierdie verkondiging van die evangelie en op dieselfde tyd hierdie vertrapping van die voorhoof van die tempel, van die besittings van God, gaan nie vir ewig wees nie. Liewe kyker, die evangelie gaan nie vir ewig hier op aarde verkondig word nie. Die een ding wat ons weet van die verkondiging van die evangelie, is daar gaan 'n tyd kom wanneer dit gaan stop. En ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Ons weet nie hoe baie tyd ons nog oor het om die evangelie van die Here Jesus Christus aan die wêreld daar buite te bring nie. Ons weet dit is nie vir ewig nie. Dit kan vir ons leeftyd wees, of dit kan nie. Dit kan oor 'n week, of oor 'n maand, of oor 'n jaar, of selfs môre kan dit stop. Ons weet nie, liewe kyker. Al wat ons weet is dit gaan stop. Dit gaan net hierdie simboliese 3,5 jaar wees, en na dit gaan dit ophou. En dan sal ons natuurlik sien dat die wêreld, as hierdie verkondiging van die evangelie stop, verheug die wêreld homself. Hoekom? Want die waarheid van die evangelie pynig die wêreld. Die duisternis hou nie van die lig nie. Wat is ons sending, liewe kyker? Wat ons leer uit Openbaring hoofstuk 11. Nommer 1, die wêreld is nie ons maatjie nie, as ons dit so mag stel. Die wêreld gaan homself baie verheug as die verkondiging van die evangelie op 'n stadium tot 'n einde kom. Tot so mate dat die wêreld vir mekaar gaan persente stuur. So ons moet besef dat hoewel ons vriende en kennisse en mense het in die wêreld, hulle is nie ons vriende nie. Hulle is mense wat ander doele het en ander missies en ander visies het as wat ons wat gelowiges het. Daarom moet ons fokus op een ding, en dit is die verkondiging van die evangelie. Hier is ons sending, liewe kyker. Verkondig die evangelie, soos Paulus sê, tydig en ontydig. Daar is nie iets soos 'n slegte tyd om die goeie, blye boodskap van wat ons Here Jesus Christus vir die wêreld gedoen het, te verkondig en te versprei nie. Daar is nie iets soos 'n slegte tyd nie. Waar ook al, wanneer ook al, skryf Paulus, tydig en ontydig, verkondig die blye boodskap, want ons weet nie, liewe kyker, wanneer die tyd gaan kom, wanneer dit nie meer gedoen kan word nie. Miskien is daar nou iemand daar buite, wat ek en jy van weet, wat daai boodskap soek, wat die goeie nuus van Jesus Christus soek, wat vra het oor die Here, en oor Jesus Christus, en die woord van die Here, en dit verg net van ons, om ons monde oop te maak, en met daai persoon daaroor te praat. Kom ons gaan op ons knieë na die Here toe, en vra hom vir die moed, en die krag en die wysheid, om dit dag in en dag uit, tydig en ontydig te doen. Dit is ons sending, liewe kyker. Dit is ons enigste doel. Tot volgende keer.